Môre. Dis 'n reënerige Woensdag die 18de Junie hier by ons. En ek weet nie vir wie hierdie is nie, maar ek wil vandag net iets regtig eerlik met jou deel. Ek weet mense vra altyd, hoekom ek? Wanneer dinge skeefloop, as gebede nie beantwoord word nie, as dit seermaak en jy verstaan nie. Maar weet jy wat? Die Here leer my iets anders in hierdie tyd. Ek vra nie meer hoekom ek nie. Ek sê nou, hoekom nie ek nie? Hoekom nie ek wat hierdie beker dra nie? Hoekom nie ek wat deur die vuur gaan nie, sodat iemand anders die lig kan vind nie? Job het alles verloor en hy sê, al sou hy my doodmaak, nogtans sal ek op hom hoop. Jesaja het nie eens gewag nie. Hy sê, hier is ek, stuur my. Dis nie hoogmoed nie, dis oorgawe. Dan kyk ek na Paulus, gekies deur God, maar geslaan, verwerp en in die tronk gesit. In Handelinge 9 vers 15 sê God, hy is vir my 'n uitverkore werktuig, nie ten spyte van sy lyding nie, maar juis deur dit. En dan Jesus, die nag voor die kruis, hy vra nie hoekom ek Vader nie. Hy sê, moet ek nie die beker drink wat die Vader vir my gegee het nie? Dis swaar, maar is so heilig. Want soms beteken pyn nie dat jy verkeerd is nie, maar dat jy presies is waar God jou wil hê. Daar's 'n Griekse woord, dokime. Dit beteken beproewing wat wys wat werklik is. Dis soos vuur wat alles verbrand wat vals is, sodat net Jesus oorbly. Jy is nie verwerp nie, jy is besig om gevorm te word. So dalk is dit tyd om op te hou vra, hoekom ek? En te begin sê, Here, hoekom nie ek nie? Gebruik my, vorm my, selfs in hierdie pyn. Laat my lewe wys na U. Kom ons bid saam. Here, ek verstaan nie altyd nie, maar ek kies om U te vertrou. As dit my beker is, sal ek dit drink. As dit my vuur is, brand alles weg wat nie U sin is nie. Ek wil nie net U naam dra nie, ek wil U natuur dra. Gebruik my, Here, nie net in seën nie, maar ook in die breek. Want selfs hier is U waardig. In Jesus naam. Amen. En moenie vergeet nie, jy is dalk die Bybel wat iemand vandag moet ontmoet. En dalk is die manier waarop jy jou kruis dra, die manier waarop iemand anders vir Jesus gaan ontmoet. Ek hoop jy het 'n geseënde Woensdag.